Hoor gou, moenie met my kwaad raak, hè. Kom ons vergelyk net gou so 'n bietjie met die Bybel. Vader, hier staan ons by Frans. Hy het sy lewe vir u gegee. Hy het vandag deurgekom. En hy sê hy het hierdie begeerte om gedoop te word. Dankie dat hy gehoorsaam is. Here, op grond van sy eie getuienis, dat hy u aangeneem het, gaan ons hom doop. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek wil net gou vir u iets sê. Die mense stry en hulle kan kerke weer split. Een sê 1 keer, ander een sê 3 keer. Die ander een sê, hy was 3 dae in die graf. Hoor gou mooi, op 1 of 3 keer moet ons nie kan beklei nie, en 'n groot kloof het nie. So ek sê altyd vir die ou, wat is jy oortuig? Solank dit gebeur wat Jesus gesê het, in naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Hy het dit gesê, en ons doen presies net wat Jesus gesê het. So, hoe gaan ons jou doop? 1 keer of 3 keer? 3 keer. 3 keer? Ja, Oké. is goed, 3 keer. Daar is sy. Nou kom ons maak so. Want ek my eerste maak. Ja, en dan gaan ek so terug. Dit Maar hoor nou, dit gaan nou nie oor die metodes en die neus toe, maar hoor gou hierso. Nee, ek wil net gesê. Ja. Soos jy ingaan, sê die Bybel, word jy saam met Christus gekruisig. As jy uitkom, wandel jy in 'n nuwe lewe. Baie ouens klim uit 'n rook, hulle sommer net al langs die ding. Of hulle begin weer vanaand wyn vat. Nee, jou lewe moet verander. Jy moet ook nie as iemand sê as jy gered, nee, ek is gedoop nie. Nee, het jou lewe regtig verander. Ja. En daarom, ja, jy kan maar toedruk. Ek doop jou op jou eie getuienis, dat jy hom aangeneem het, in naam van die Vader, die Seun Jesus Christus, is jy rustig? Ja. Nou leef lekker asem, is jy rustig? En die Heilige Gees. Nou ja, ek gee aan 'n klap vir die Here. Prys die Here. Prys die Here. Hy moet terugry van Sannies of Lichtenburg toe, hy het hier droë klere gebring nie. Sê maar iets, sê. Nee, ek is bly ek was hier gewees. Ja, en dit is lekker om met julle mense te deel. En ons moet die woord van God verkondig. Ons moet Satan in sy kop trap. Waar ons kom, enige ding. As ons iets sien wat verkeerd is, moenie huiwer nie, moenie terugstaan nie, vorentoe, want die oomblik as jy huiwer, dan kry jy aan en die oorhand op jou. So jy moet sterk staan in God. Amen. Sê gou vir my, hoe ver is Sannieshof van Lichtenburg? So 60 kilos. Nou, as jy Sondag oop is, kan jy mos nou maar hier kom. Ja, Kom hallo sê. Ek kan. Ja, sê. Net vir jou vrou sê, sorry dat dit nou gebeur het. Ek weet jy sou wou by gewees het. Ons sal by die live die videoetjie ook aftrek, ons sal hom op Facebook sit, ons sal hom op YouTube sit en ons sal hom op Kruiskyk sit. So, dankie. Ek wil net so dat Willie kom met in, Willie wil ook iets sê. Kan ons net bid vir die vervulling van die Ja, dankie Willie. die Weet julle, dit is so belangrik wat Willie nou sê. Jy word gedoop hier met water, maar Jesus is die een wat jy doop met die Heilige Gees. Dankie Willie. Ja, dankie Vader, dankie Jesus dat ons kan bid vir die vervulling van die Gees en sodat daar 'n nuwe lewe, nuwe strome van water uit sy binneste sal vloei wat vir almal sigbaar sal wees. En ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Glo almal die Bybel is waar. Stem julle? As hier nou kerkreëls is en hier is die Bybel en hulle verskil, watter kant sal julle vat? Hoor wat julle sê? Watter kant sal julle vat? Okay. Na ek dit gesê het, wees net jouself. Hoor, nog steeds, maar raak 'n bietjie meer soos Jesus. Hy sê in Psalms, klap julle hande en juig tot eer van God. Baie kerke mag jy nie hande klap nie. Wie's nou reg? Wie's reg?
Is die woord van God reg? Hy sê, lig jou hande op as 'n aandoffer aan God. Wie's reg? Mense, hoor gou, ons wil Jesus verkondig, maar ons is in plekke, dat sê ons alle nasies moet die Here dien. Dan gaan ons na 'n kerk toe waar net exclusive white is. Jy mag nie eers met 'n swart Bybel saam toe gaan nie. Jy moet met, julle kan maar, hoor gou, moenie met my kwaad raak, he. Kom ons vergelyk net gou so 'n bietjie met die Bybel. Nee? Hy sê, dans voor die Here, sê die psalms. Sal God dan vir my kwaad wees as ek dans vanaand hier? Nee, maar julle wil Saterdag aand gaan dans. Ek hoor hier by hom 'n sekere kerke, tradisiekerke, jy mag dans, maar jy mag dit nie geniet nie. Nou sit hulle 'n klippie in hulle skoen. So hy dans, hy mag dit net nie geniet nie. Is nou net 'n ou grappie. Maar luister hier, hy sê dans voor die Here in die kerk. Mense in Dawid kom doen dit wragtig nog erger. Hy dans kaal. Nie heel kaal hè. Hulle het iets aangehaat, hulle het dit kaal genoem. En sy vrou kyk deur die venster en sy verag hom. Sy sê, hierdie president wat so dans. Was Dawid 'n president? Hallo? Dis hoekom julle nie vir 'n Christen party stem nie. Politiek is vol in die Bybel. Was Dawid 'n president? Wat het hy by die stadspoorte gaan doen? As hy sê, ons sit môre weer by die stadspoorte. Dis parlementsitting. Dink jy, hy kom met in en sit in 'n sitkamer en hy regeer 'n volk. Hulle het ook waterslote gehad, munisipaliteite, alles. Ons lees hierdie goed en dan weet ons dit nie. Moses met sy volk, toe kom sy skoonpa en sê, wow, stel nog leiers aan, want jy sal dit nie maak nie. Dit kom al lank al. Moses was 'n president. Of jy noem hom 'n koning, 'n president of 'n leier, wat ook al. Nou as ek my gesig vir die Christenparty op die plakate sit, en ek wil die president van die land raak, sê hulle, yeah! Laat die onheilige liewerste regeer oor ons. Nou regeer jy onheilige. Maar oké, is dit nou ek wat die kind so bang maak? Maar oké, vergewe my. Maar hoor nou, ek wil net weer terugkom gou hierso. Dans voor die Here, klap julle hande, juig, hy sê kitaarinstrumente, snaarinstrumente, hy sê dromme, jy sal nou meer weet, ek het al vergeet, Salomo, hoeveel voorsangers was daai dag met die tempelse opening? 33.000 dink ek. Voorsangers, hoeveel snaarinstrumente, hoeveel drom, weet julle hoe klink dit? Nou kom ons, en hoor gou, as ek dit praat, wees jy nou, moet nou nie laat Roy so vanaand ontstig nie, wees soos jy wil vanaand, as jy wil vanaand rustig wees, ek is ook baie keer so, kom ons klim net gou by 'n stroontjie af, ons is nie so special, dat God gesê het, ek bou vir jou 'n baksteenplek, en net julle wat is gaan, hoor, julle is verskriklik spesiaal, jy is eintlik verskriklik arrogant, en nou gaan ek iets sê, en nou kom ek maar altyd na die Land Cruiser se manne se kant toe, want ek like Land Rover, so gaan julle my vergewe as ek, jesies boere, met Land Cruisers, kom, maar ek kan nou nie die grap met Land Rover maak nie, want die Land Rover ouens is nederig, 'n Land Rover ou groet alle mense, want hy weet nie as dit miskien nie mekaniek, en hy gaan net nie op die hoek staan, Land Rover moet versigtig wees om met mense lelik te wees, daarom as jy Land Rover koop, kom ou seun, ja, kom, sit, jy moet nie weer laat kom vir die kerkie, ok, kom na die tyd vir die sak meel daar buite, hoor julle, ok, maar Land Rover, jy kry met so 'n hond saam, as jy hom koop, en jy alleen hoef huis toe te loop, Kjels, ek het met 'n Land Rover 4de engine nou, en ek het nog net 18 km gery, in 5 jaar, maar ek bly Land Rover, maar het julle al ouens gesien, dat sy 1918, sorry my, as dit nie so by jou is, jy moet nou nie stryd vang nie, vat dit soos, wat ek wil bereik hierdeur, hy klim uit sy pa se Land Cruiser uit, het lyk hy boer met wat lemoene, luister ek kry het baie, ek doen berading, windgat, klim hulle so uit, hy vloek die swartes, maar het laai oor plaasmoorde, hy vloek die kleerlinge, en hy is die mekkie, en die armwittes in die dorp, kyk jy so op neer, hulle is daar, ek wil vanavond vir jou sê, as jy een van hulle is, moet jy vanavond bekeer, jy is vieslik man, jy is rarig, jy oulik met jy klomp geld nie. Nou die aand toe ek dit sê by die 16 Desember hier
Waar was die gelofte dag? Toe ek dit sê, toe wil hulle nie meer saam met my eet nie. Ons wit mense moet so bietjie ons arrogansie los. Ek sê nie almal, moet nou nie vir my kwaad raak nie. Ek is die Here dankbaar ek is nie wit nie, dat ek rooi is. Maar, okay, kom ons staan nou op. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, vergeet die ander ou. Jy doen dit nie vir hierdie kerkie, jy doen dit vir niemand, jy doen dit vir koning Jesus. En laaste ding, ek vat 33 drug addicts. Delarywil toe. Delarywil. Net daar buite. 30 km, 20 km. 33 drug addicts. Hulle, die witpoeier sit nog so onder die neus. Ek wil hulle lesings gee oor drugs, want ek was 'n drugspeurder undercover in die polisie so. Ek ken drugs. En die Here sê, bære jou lesings, hulle weet meer van drugs as jy. Doen worship. Ek sê, ek kan nie sing nie. En die Here sê, vat hulle in 'n kring. As jy hulle klap, dan laat die 3 hande klap, daai 3 dans, daai 3 op 'n afjump, daai 3 op hulle aangesig lê. En as jy so maak, moet hulle weer omruil. Ons doen dit vir 3 ure. Al 33 vry van worship. Die aand in die bar, ek vat hulle bar toe. Hulle ouers dood amper, hulle stuur hulle na my toe, hulle van drugs afkom, ek vat hulle bar toe. Ons kom in die bar, want ek het so toe gaan, ek het gehoor as jacuzzi. In die volgende oomblik, op Worsie Visser, Boesmanland se hand, toe doop ek hulle. Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, almal aan die jacuzzi. Luister hier, toe ek weer so kyk, toe kom staan die ou manne met die bierhok, en hulle kom, hulle sê, laat ons gaan, kan ek vir julle vandag sê, kom ons wees net ons, wees plein, en gee hom vanaand, sy naam is Jesus, hy is baie mooi, hy is baie oulik, laat hy besluit, hy red my, ek wys hulle vanmiddag, dus voorbij 'n 5-jarige swart dogtertjie, ek sê, kan julle glo, ek het so 'n dogtertjie vermoor, met 'n handgranaat, ek sê, kan julle dit glo? Ek kan nie eers 'n blou duif nou skiet nie. So ek wil vandag vir jou sê, kom ons wees net, klim af van ons troon af, en ons sê so bly dat hy ons wil red. As jy nog nie gered is, gaan jy vanaand gered word. As jy nog roei wat is redding, dan is jy nie gered, dan gaan jy nou net gered word. Moenie waar nie. Maar hoor gou, Sunny's Hof gaan nie dieselfde bly nie. Die Here het my gewys, en okay, dis nou nie 'n profesie nie, want wragtig is in elke dorp. So ek is nou nie so slim, maar die Here het my gewys, hier is 'n verskriklike stronghold op rasisme, arrogansie, vrymeiselaars en broederbonders. En kan ek nou sê, as jy 'n voorskootdraertjie is en 'n ou bokryer is, klim af van jou troon af. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is, holy is he. Yeah, holy is he. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. And all I can say is, holy is he. Holy is he. Holy is he. Holy. Ek het nou gehoor van mense wat hulle preke by AI kry, maar laat ek hier al voorgeskryf word.
wat ek moet preek. Luister hier. Ja, dis hartseer hoe baie mense kry al by AI. Ek ken 'n pastoor op Swaziland, Z Boegling. Hy preek van AI. Sorry, julle gemeente sit hier vanaand. Julle moet hom bietjie sê, ek sê so, hoor julle. Hy's 'n dierbare man van die Here. Hy's deel dat my kinders vandag die Here dien ook. Amen. Jou kindertjies hier voor, ons moet nooit jou kindertjies. So sê ek kan nie gitaar speel nie. En julle gedink ek kan? Ja, het 'n paar gesien, hy kan nie. Maar hoor hier, hy sê, make a beautiful noise unto the Lord. Nou moet ek net nie gespeel nie, want het gaan nie beautiful wees nie. Maar, maak 'n noise. Hy geniet dit. God geniet dit. Hierdie ou kindertjies gaan nou eendag nie bang wees om in die kerk te kom nie. 'n Kind moet jou sien. Wat kniel jy? Ek is die Here so bly, ek het die drank gelos, voor my kind heel verstand gekry. Toe ander is 2 weke oud is, wou ek hom doodskiet. En daardie aand, toe vlug my vrou met hom. En ek is die Here dankbaar, want hy's 'n kragtige pastoor, en hy beweeg. Waar is hy vanaand? Maar hy beweeg vir God. En mens moet nou nie jou kinders opjemel, hoor my mooi. Maar dit is vir my lekker, om te kan sê, my seun het nog nie 1 sigaret gerook of drank gedrink nie. Nog nooit nie. Ek het nou dag vir sy swaartjie gesê, my skoonseun, want hy was menigte al dronk. Nou sê hy gereid. Toe sê ek hom, kos wat van Jezus, maak hom dronk 1 keer. Ek wil net sien hoe lyk hy. Maar ek dink hy sal so in die heil gaan. Laat ons maar nie moet nie. Ons sal dit nie doen nie, moet nie worry nie. Maar dit is so lekker. Daar's kinders. Dan kom ek by hulle huise, dan sê hulle, vir oom ek 'n brandewyn gooi, dis hulle so groot. Dat spog die pa, my kind kal, die kindertjies, dan wys hulle, my pa drink hom so. En dan lag die hele familie, terwyl hulle die kind voorberei vir die helse vlamme. Yes, ek weet nie hoe kan ons dit doen nie. Dan vraag ek vir jou kindjie, weet jy waar is papa se Bybel om hom te bring? Weet jy nie wat se Bybel nie? Kan jy nie liewerster spog dat jou kind in die aand die Bybel bring en lees nie? Of is dit by jou, dis 'n persoonlike saak, ons godsdiens. Jy moet 'n slag, dit 'n openlike saak maak. Jesus het dit taamlik oopgemaak. Ken baie ouers, wat op hulle kinders op 14 en 15, sê, kom sit hier voor my. Sê, jy het vir pa nog nooit met die Bybel in die hand gesien, ek vra julle vanaand vergifnis. Vanmôre aand af sal ons lees, vra julle vergifnis. Pa vloek, maar pa gaan so traai, en ons kyk, waar kom ons uit? As is nie volmaak die volgende dag nie. En weet jy wat, as jy vir jou kinders, ek het vir my kinders, gaan verskoning vra. En hulle het dit eers geweet nie. Hulle is die oorsaak, dat ek en my vrou saamgebly het. En weet jy wat, ek het hulle gaan verskoning vra, toe hulle groot raak. Sê ek, luister gou hier, julle ma het my verlei, en ons het saamgebly. Ek het hoeveel keer nee gesê, maar jou ma het opgedruk, en ons het saamgebly. Luister die mense, help jy om goed weg te steek. Loop liewerster oop. My kinders weet dit. En toe sê ek vir hulle, maar nou sny ek die lyn. Julle kom vertel nie vir my eendag, julle wil saam bly, want julle het saam gebly nie. Ek het hom nou gesny in Jesus. En toe kan hulle nie saam bly nie. Wees hulle net gou voor. Gelukkig bly julle twee nou nie saam nie. Maar julle moet trou. As ek net regstel, nie moet nie, julle kan trou. Hy 2 dogters wil het so graag hê. Kyk, julle is die, kom, moet ons die troue nou reëls, met almal hier. Jy weet, as elkeen vanavond R20 gee, dan het ons môre aand, okay, ons die net te doopdiens, ons te trou. Maar, ek sê julle nou, hier kom my ding, julle gaan checkie. Daai ou Canary Losie is 'n mooi vrou. En jy kan hom nie los, hy is homself 'n mooi man. Ek is nie LGTB nie, maar okay. Kom ons gaan net so 'n bietjie aan. Hoor gou die mense. Ek wil vir julle lees. En daar kom 'n melaatse, maar ek wil hê julle moet in die prentjie inkom. Wat is melaats? As jou vingers melaats gehad het, as mense of jou lippe kan jy niks voel nie. Dit is waar jy jou stukkend sny, want jy kan nie voel nie.
Vandag is daar 'n bietjie keur, in die Bybel was daar niks, malaatses gaan sit jy op die ashoop, totdat jy dood is. Jou familie moet op 60 en 80 meter van jou af met jou staan en gesels sit. So, kom ons kry die prentjie. En dan vertel ons die voorstorie. En daar kom 'n malaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knie val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê vir hom, het hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom sê, ek wil, word gereinig. En sy malaatsheid was weg. Kom ons veronderstel hierdie ou, het 2 kindertjies gehad, 'n dogtertjie en 'n seentjie. Op 'n oggend kyk hy so en hy sien, maar hier is kolle. Ja, okay, hier is kolle. Maar hy kyk so, hy sê hier is kolletjies, wit kolletjies. En die vrees het op hom gekom. Dis malaatsheid. Onthou wat so deur 'n ou se kop, jy's vir ewig verdoem op die ashoop. Jy kan nooit weer huis toe kom nie. So kindertjies staan daar en hy sê vir sy vrou, kykie, en jy moet jou aan die priester gaan vertoon het. En hy loop, en die priester sê, ja, jy is malaats. Jy moet jou klere gaan vat, ashoop toe gaan, nooit weer terugkom nie. Ek sien hierdie prentjie, terwyl sy vrou sy klere pak, hy mag hulle nie weer druk nie, want malaatsheid steek aan. Ek sien hier ou dogtertjie en seentjie wat daar staan en huil. Papa gaan hier uit, nooit weer kan ons vir papa druk nie. Ons gaan hom sien by die ashoop, nooit weer nie. Malaatsheid het in ons huis gekom. As vandag geestelike malaatsheid. Die brandewyn het in die huis ingekom. Met malaatsheid. As die brandewyn in die huis inkom, dan begin heilige kindertjies ook. Jy dink jy's okay. Mense wat drink, dink hulle is okay. Dis my geld. Jy is nie okay nie hoor. Jy is nie okay nie. En by God is dit nie okay nie. En moenie vir my die strooi storie vertel nie, omdat jy nie 'n verhouding met hom het nie. Hy het wyn gemaak wat alkohol in het nie. Strooi. Ek sê vir jou strooi. My God maak nie iets wat 'n ander vrou 'n blou oog gee nie. Hy doen dit, ja, ek stem met jou. Hy doen dit nie. Maar okay, en sy vrou pak sy klere, en hulle huil, my vrou, ek is lief vir jou alle jare. Maar my laatste het in ons huis gekom. 'n Ander tannie het ingekom. Papa is nou saam met 'n ander tannie. Hy dink hy is verlief. My laatste het in ons huis gekom. Rook word nie eintlik baie van gepraat nie, want dit is maar aanvaarbaar. Het jy by 'n kind se bed gestaan wat 8 jaar oud is, omdat hy in 'n huis is waar 'n pa se tweedehandse rook hom emfyseem gegee het? En hy gaan graf toe weens 'n pa se rook. Ek wil julle gou iets vra. Hierdie mense wat so in die karre rook terwyl hulle kinders in die kar sit. Ek sê vanaand vir jou iets. Moenie vir my vertel jy het jou kinders lief nie. As jy hulle longkanker gee nie. Jy lieg. Jy sit vanaand en jy sê, ja, nou gooi jy my diep. Ek veroordeel jou nie. Jy kan ons vanaand stop daarmee. Jy kan ons vanaand klaar kry daarmee. As jy mans genoeg is en 'n vrou genoeg is, kan jy sê ek is klaar daarmee. As jy 'n lafaard is, ry jy huis toe en jy vloek my en jy vloek sommer jou vrou en jy vertel vir die kinders daai man het nonsens gepraat. Dan is jy 'n lafaard. Maar as jy 'n man is, sê kinders, pa, daai oom was reg. Pa rook van nou af buite totdat pa bekeer het. Sal ek buite rook. Okay. Maar ek wil vanaand vir jou sê, hoor gou. Daar's mense dood van emfyseem en longkanker weens 'n ander ou se rook. Dink jy as jy voor God se troon staan, hy gaan sê is fyn. Is daar maar genadige God. Sy genade gaan ons deurdra, maar sy genade vee nie sonde onder 'n mat in nie. Dit is 'n saak van bekering. Jy moet hom aanneem. Jy moet sê ek is jammer. Jy moet dit vat.